Differentiaalrekene deel 5. Interpretasie van grafieke. Goed, so kom ons kyk nou wat is die vrae kan hulle vir ons vra oor die derde graadse grafiek. So hier gee hulle vir ons 'n skets en 'n vergelyking. En die eerste vraag wat hulle vir ons vra is nommer 1, bereken die lengte van GJ. So as ons gaan kyk op die skets, GJ, wel NH, is x-afsnitte. So eintlik vra hulle vir ons hier om die x-afsnitte uit te werk. Ok, so kom ons gaan doen gou dit. So ons eerste vraag is eintlik om die x-afsnitte uit te werk. So om die x-afsnitte uit te werk van 'n derde graadse grafiek, gaan ons die y 0 maak en dan gaan ons faktoriseer. So ons maak die y 0. En nou gaan ons moet faktoriseer. As ons x tot die mag 3 minus is, dan moet ons eers regdeur deel met 'n minus, want ons moet seker maak dat die x tot die mag 3 positief is voor ons kan faktoriseer. Ok, om 'n derde graadse funksie te faktoriseer, gaan ons 'n groot hakkie en 'n klein hakkie hê. Om die klein hakkie uit te werk, raai ons nou enige waarde wat ons in hierdie vergelyking kan instel, wat daai vergelyking 0 gaan maak. Met ander woorde wat die y 0 gaan maak. So eintlik raai ons dan nou ons eerste x-afsnit. En 'n maklike manier om bietjie vinniger by daai antwoord uit te kom, is om ons laaste konstante getal te vat en al sy faktore te raai. Die positiewe en negatiewe getalle van 30 se faktore. So dit gaan wees 1 en minus 1, 2 en minus 2, 3 en minus 3, volgende gaan wees 5 en minus 5, en so kan ons aangaan totdat ons al die faktore van 30 geraai het. Ok, so ek gaan nou 1 raai. Ek gaan 1 in x se plek instel, maar ek kry nie 0 nie. Nou gaan ek min 1 in x se plek instel. Ek kry nog steeds nie 0 nie. Nou gaan ek 2 in x se plek instel. Ok, toe het ek 0 gekry. So as ek x2 maak, kry ek 0. Dit beteken dat x gelyk aan 2 is 'n x-afsnit. En dit beteken dat x min 2 is my eerste faktor. So die hakkie is die faktor. Ok, nou kan ons verder gaan om ons groot hakkie uit te werk. Nou is die eerste term hier, maal die eerste term hier, moet ons eerste term daar gee. So dit gaan 'n x² wees. Ons laaste term hier, maal die laaste term daar, moet ons laaste term van 30 gee. So dit gaan wees 'n min 15. So daai een maal daai een moet vir ons daai een gee. En hierdie een maal hierdie een moet vir ons hierdie een gee. En laastens gaan ons die x² gebruik om ons te help om ons middelste term te kry. So kom ons gaan kyk. Ons het reeds minus 4x². Ekskuus, ons wil min 4x² hê. Ons het dit nie reeds nie, ons wil dit hê. Ons het reeds, wat het ons reeds? As ons hierdie tweeetjies so naby aan mekaar, as ons hierdie twee maal, dan het ons reeds 'n minus 2x². So ons het reeds 'n minus 2x². Ons wil graag hê minus 4x². So wat moet ons doen om van minus 2x² te kom by dit wat ons wil hê minus 4x²? Ons moet nog minus 2x² aftrek. So dit is wat daai term gaan wees, maar ons skryf net nie die kwadraat nie. Ons gebruik die kwadrate om ons te help, maar ons skryf ons antwoord as 'n x. Ok, nou gaan ons verder gaan, en nou gaan ons die groot hakkie faktoriseer. So ons eerste hakkie bly x min 2, en nou gaan ons daai hakkie faktoriseer, en dit gaan gee x plus 3 en x min 5. So dit wil sê dat ons x-afsnitte is dan 2, of x min 3, of x 5. Ok, so as ons nou terug gaan na ons skets toe, en ons kyk na ons antwoorde, nou kan ons dit gaan invul. So daai g gaan 'n min 3 wees, die h gaan 'n 2 wees, en die j gaan 'n 5 wees. So wat is die lengte van GJ? Dis 8 eenhede. Ok, so ek gaan sommer net almal se koördinate skryf. So G is dan die een wat min 3 gaan wees.
dan is H die een wat 2 en 0 gaan wees, en J is die een wat 5 en 0 gaan wees. So dit wil dan nou sê dat GJ, wat hulle gevra het, GJ gaan dan 8 eenhede wees. En dit was die x-afsnitte en hoe om te faktoriseer. Ok, volgende vraag, nommer 2. Bereken die koördinate van L. So L is 'n draaipunt. L en F is draaipunte. So ons gaan nou die draaipunte moet uitwerk. So nommer 2 is die draaipunte. Ander naam vir draaipunt is stasionêre punt. So om die draaipunte uit te werk, gebruik ons die formule die afgeleide gelyk aan 0. Afgeleide gelyk aan 0. So ons gaan ons oorspronklike funksie vat, wat heel bo aan die vraag staan, of daarso is hy nou, hy staan heel bo aan die vraag, nie die ene nie, waar ons die minus uitgehaal het nie, die oorspronklike funksie daarin, en ons gaan die afgeleide van dit bepaal. Ok, so dit gaan wees minus 3x kwadraat plus 8x plus L, so dis die afgeleide, en ons gaan die afgeleide gelyk aan 0 maak, en nou moet ons die x oplos. So eerste hier gaan deel ons ook met 'n minus, want ons wil altyd hê ons eerste term x kwadraat moet positief wees, as ons wil faktoriseer. Ok, nou gaan ons faktoriseer, ons skryf ons faktore neer van 3, so dit gaan wees 3 en 1, en ons skryf dan langsaan ons faktore neer van 11, so dit gaan wees 11 en 1. Ons kruismaal, 3 maal 1 is 3, kruismaal 11 maal 1 is 11. Wat moet ons met 'n 11 en 'n 3 doen om minus 8 te kry? Dit moet wees minus 11 plus 3. Daar is my eerste hakie, daar is die teken van my eerste hakie, daar is my tweede hakie, daar is die teken van die tweede hakie. So ons twee hakies gaan wees 3x minus 11, 3x minus 11, en ons ander hakie gaan wees 1x plus 1. So dit wil sê dat my twee x'e van die draaipunte is 11 op 3 of minus 1. Ok, en ons wil die koördinate van L hê, wat 'n draaipunt is, so ons gaan ons regte draaipunt dan moet gaan invul in ons oorspronklike funksie. Nou ek gaan sommer albei doen, dat ons sommer die ander draaipunt F ook kan uitwerk, dan het ons sommer dit. So ons gaan eers minus 1 gaan instel, en dan gaan ons 11 op 3 gaan instel. Waarin? In ons oorspronklike funksie, wat heel bo aan die vraag staan. Nie in daai ene waar ons die minus klaar uitgehaal het, toe ons gefaktoriseer het nie, in daai ene in. Ok, so dit gaan wees, minus 1 gaan ons instel in x se plek, en ons gaan hierdie antwoord in ons sakrekenaar intik, en dit gee vir ons minus 36. En dan gaan ons die ander x van die draaipunt ook instel in ons x se plek. Ons gaan definitief dit ook op ons sakrekenaar net intik. Ok, en dit gaan vir ons gee 400 op 27. So nou as ons op die skets gaan kyk, dan gaan ons sien dat L se koördinate gaan minus 1 en minus 36 wees. En F se koördinate, hulle het nou nie vir dit gevra nie, maar dit gaan wees 11 op 3 en 400 op 27. En nou kan ons dit gaan invul. Alles wat ons uitwerk, moet ons gaan invul. So L se koördinate is minus 1 en minus 36, en F se koördinate is 11 op 3 en 400 op 27. Goed, nommer 3. Beskryf die konkawiteitsverandering. So, nommer 3, die konkawiteitsverandering gebeur by die buigpunt. 'n Ander naam vir die buigpunt is die punt van konkawiteitsverandering, want dit is die punt wat presies in die middel van hierdie grafiek lê, wat en waar die vorm van die grafiek verander, van konkaaf na bo na konkaaf na onder, of konkaaf na onder na konkaaf na bo. So ons moet die buigpunt gaan uitwerk om die konkawiteitsverandering te bespreek. 'n Ander woord vir die buigpunt is ook die punt van infleksie.
En sy formule is die tweede afgeleide gelyk aan 0. So ons gaan ons eerste afgeleide vat. Waar is dit? Dit is hierso, dis die eerste afgeleide en ons gaan nou net weer dit aflei. Ok, so dit gaan wees, minus 6x plus 8 is gelyk aan 0. En dis baie maklik, dan gaan ons net die x oplos, ons gaan die 8 oorvat, en dan gaan ons sê minus 8 gedeel deur minus 6, en dit gaan vir ons 4 op 3 gee. So kom ons gaan plot dit op die skets, so 4 op 3. 4 op 3, ok, so dit is baie klein, so gaan ons 'n bietjie inzoom. So kom ons sê dit is daar, 4 op 3. So daai rooi punt is dan nou 4 op 3. Ok, so nou kom ons gaan kyk, ek gaan nou net bietjie inzoom. Kom ons gaan kyk nou met ons die konkawiteitsverandering bespreek. So ons gaan kyk aan beide kante van die buigpunt. Dis die punt waar dit verander. So aan beide kante van die buigpunt is die grafiek of konkaaf na bo of konkaaf na onder. So aan hierdie kant is die grafiek konkaaf na bo. En aan hierdie kant is die grafiek konkaaf na onder. So as ons die konkawiteitsverandering moet bespreek, dan gaan ons sê dat by die buigpunt, by x gelyk aan 4 op 3, verander die grafiek van konkaaf na bo na konkaaf na onder. Ok, so as ons dit gaan neerskryf, ek skryf dit maar so neer, vir x kleiner, so waar x kleiner as die buigpunt is, dit beteken maar net aan die linkerkant, is die funksie of die grafiek konkaaf na bo, en dan aan die ander kant van die buigpunt, waar x groter is as die buigpunt, is die funksie konkaaf na onder. So ons gaan kyk, konkaaf na onder. Ons gaan kyk hoe dit lyk om dit te bespreek. Kyk, konkaaf na onder, en die kleur wat ek daar gebruik, groen. Gaan dit net highlight. Ok. Goed, die volgende vraag is nommer 4. Vir watter waardes van x is die grafiek van f dalend? Kom ons gaan kyk, waar is f dalend? So ons grafiek is dalend, daai gedeelte van die grafiek, en daai gedeelte van die grafiek is dalend. So dit gaan wees alles kleiner as min 1, of alles groter as 11 op 3. Ok, so dit gaan wees x kleiner as minus 1, of alles groter as 11 op 3. Ok, en by stygend en dalend moet ons die draaipunte insluit. Ok, so ons gaan daai streepies daar sit. Ok, dan volgende vraag, nommer B. Vra hulle, waar is die grafiek van f groter as 0? Met ander woorde, waar is die grafiek van f bokant die lyn? So ons funksie bokant die lyn. So daai beteken bokant die x-as. Die lyn is die x-as. Ok, kom ons gaan kyk. Kom ek kry my lasertjie. So waar is die grafiek van f bokant die x-as? Dis daai gedeelte en daai gedeelte. Daar is f bokant die x-as. So dit gaan wees kleiner as 3 en dan tussen 2 en 5. So x kleiner as min 3 of tussen 2 en 5. Net so maak. Goed, nommer C. Daar vra hulle, waar is die afgeleide groter as 0? Waar is die afgeleide groter as 0? So omdat hulle iets hier van die afgeleide vra, kan ons die afgeleide op gaan teken op die grafiek, of ons kan net gaan kyk, waar is die helling groter as 0? So dis twee maniere om dit te doen.
So ek gaan nou hierso somme net gaan kyk waar is die helling groter as 0. En die helling groter as 0 beteken eintlik mos stygend. Waar is die helling groter as 0? Dis daai gedeelte. Daar is die helling groter as 0. So daar is die afgeleide groter as 0. Ok, so daai antwoord gaan wees x is tussen 11 op 3 en minus 1. Ok, dan nommer D. Nou vra hulle hierso, waar is die grafiek van f saam met sy afgeleide kleiner as 0? Onthou julle van graad 11, as hulle twee grafieke vra wat soos gemaal is met mekaar of gedeel is, en hulle sê dan kleiner as 0 of groter as 0, volgende ene is groter as 0, dit beteken die volgende, as twee grafieke saam met mekaar gemaal is of gedeel, en daar staan kleiner as 0, dan beteken dit dis waar die grafieke gesplit is. Met ander woorde, waar is die grafieke gesplit? Met ander woorde, waar is die ene grafiek bokant die lyn en die ander een onderkant die lyn, die x-as? As twee grafieke gemaal met mekaar saam groter as 0 is, dan beteken dit waar is die grafieke saam? Met ander woorde, waar is beide grafieke bokant die lyn, bokant die x-as? Of waar is beide grafieke onderkant die x-as, solank hulle saam is? So dis wat daardie beteken. Ok, so van graad 11 af het hulle dit gevra, maar hulle het altyd 'n grafiek van f en g gevra, twee verskillende grafieke. Nou vra hulle vir ons oorspronklike grafiek en sy afgeleide. So nou, vir my persoonlik is dit nou die maklikste om net die afgeleide te gaan opteken, sodat ek twee verskillende grafieke kan hê om na te kyk. So ons gaan nou die afgeleide gaan opteken. Ok, so hoe ons dit gaan doen is, ons gaan die draaipunte van ons oorspronklike grafiek vat, en ons gaan dit net optrek na die x-as toe, want die draaipunte van die oorspronklike grafiek is die x-afsnitte van ons parabool. En die buigpunt van ons oorspronklike grafiek gaan die draaipunt wees van ons parabool, van ons afgeleide. So, die draaipunte van ons oorspronklike grafiek gaan die x-afsnitte wees van ons afgeleide. En die buigpunt van ons oorspronklike grafiek gaan die draaipunt wees van ons afgeleide. Omdat hierdie oorspronklike grafiek 'n negatiewe grafiek is, gaan ons dan ook 'n negatiewe afgeleide of 'n negatiewe parabool hierop kan teken. Want onthou, die afgeleide van 'n derde graadse grafiek is 'n parabool. Ok, so nou gaan ons die parabool opteken. So dit gaan nie 'n akkurate parabool wees nie. Hy gaan net deur die x-afsnitte moet gaan, en dis dit. Dit is nie 'n akkurate skets nie. Ok, so dit is ons afgeleide. Nou kan ons gaan kyk na vraag D, wat sê, waar is die grafiek en sy afgeleide kleiner as 0, met ander woorde, waar is hulle gesplit? Ok, so kom ons gaan kyk. So waar is hulle gesplit? So hulle is gesplit. Gesplit beteken waar is die een grafiek bokant die lyn en die ander een onderkant die lyn. Die lyn is die x-as. So ek sien daar by min 3, waar x kleiner as min 3 is, daar is hulle gesplit. Dan, groter as min 3, nou is hulle albei onder die lyn, so nou is hulle saam. Maar van min 1 tot by 2 is hulle weer gesplit, want die ene grafiek is bo die lyn en die ander is onderkant die lyn. So van min 1 tot by 2 is hulle weer gesplit. Dan groter as 2 is hulle nou weer saam, want dan is albei grafieke bokant die lyn, bokant die lyn, bokant die lyn. Maar dan van 11 op 3 tot by die 5, daai gedeelte, daar is die een weer bokant die lyn en die ander kant onder die lyn, so hulle is gesplit. So die laaste deeltjie is dan van 11 op 3 tot en met 5.
Goed, kom ons doen nommer E, is amper dieselfde. Hier vra hulle weer die grafiek en sy tweede afgeleide gemaal met mekaar groter as 0. So groter as 0 beteken saam. So dit beteken waar is al twee bo kan die lyn of al twee onder kan die lyn. So hier moet ons nou die tweede afgeleide gaan opteken. So om die tweede afgeleide op te teken, die tweede afgeleide gaan altyd 'n reguit lyn wees. So ek gaan nou net 'n bietjie inzoom hier so om die reguit lyn op te teken, om die tweede afgeleide op te teken. Nou my buigpunt is maar baie klein. So wat ons gaan doen, ons gaan ons buigpunt vat en die buigpunt van ons oorspronklike grafiek is mos die draaipunt van ons eerste afgeleide. En dit is die x-afsnit van ons tweede afgeleide. So ons gaan net die tweede afgeleide wat 'n reguit lyn is deur daai koördinaat moet trek. OK, en omdat hierdie 'n negatiewe derde graadse funksie is met 'n negatiewe afgeleide parabool, gaan ons 'n negatiewe reguit lyn hierdeur moet teken. OK, so dit gaan dan 'n lyn wees wat hierdeur, ek kom net so hierdeur gaan. OK. Ons teken net 'n bietjie langer. En dis my tweede afgeleide. Goed, nou moet ons die vraag beantwoord en hulle vra waar's die oorspronklike grafiek saam met sy tweede afgeleide. So nou het ons twee verskillende grafieke. Waar is hulle saam, groter as 0? So waar is hulle altyd bo kan die lyn of altyd onder kan die lyn? OK, daai tweede afgeleide gaan nou daar boontoe. So alles kleiner as -3 is hulle tog saam, want hulle altyd is bo kan die lyn. OK, dan as ons groter gaan as -3, dan bly daai tweede afgeleide bly daar bo kan die lyn, maar hierso gaan ons oorspronklike grafiek na onder kan die lyn. Dan as ek nou net 'n bietjie kan inzoom, dan hierso by daai punt, by daai 4/3, daar's 'n klein stukkie hierso wat baie klein is in hierdie voorbeeld. Daar gaan die tweede afgeleide onderkant die lyn. En van daai 4/3 tot en met 2, daai klein stukkie, sien julle dat daar die grafieke albei onderkant die lyn. Dis 'n baie klein stukkie waar beide grafieke saam onderkant die lyn is. Want die oomblik as ons by 2 kom, dan gaan die oorspronklike grafiek weer bo kan die lyn, maar die tweede afgeleide bly onderkant die lyn. So daar split hulle weer. Een is bo, een is onder. So daar's 'n baie klein stukkie van 4/3 tot en met 2. Daai stukkie, as ons daar inzoom, daar is die twee grafieke saam, want hulle albei is onderkant die lyn. Goed, so dis ons volgende gedeelte. So tussen daai 4/3 en 2 is hulle ook saam. En dan die laaste gedeelte waar hulle saam is, onthou ons tweede afgeleide is nou heeltyd onder die lyn. Ons laaste gedeelte waar hulle dan saam is waar x groter as 5 is, want sodra ons groter as 5 gaan, dan gaan ons oorspronklike grafiek weer onder die lyn. En die tweede afgeleide is dan nou heeltyd onder die lyn, so dit is dan die laaste gedeelte waar die grafieke saam is. OK, nou gaan ons na vraag 5 toe. Vir watter waardes van k sal fx gelyk aan k plus 1 en dan vra hulle vir ons 3 verskillende vrae. OK, so as hulle hierdie vraag vra, dan al wat ons hier moet weet is, maak dit in groen, dit wat aan hierdie kant staan is 'n lyn, dit is 'n lyn wat jy so gaan plak op jou prentjie, sodat dit wat hulle vra waar kan wees. OK, so die eerste vraag wat hulle vra is, en dis 'n horisontale lyn wat jy nou moet gaan plak. Wat moet k wees sodat a die grafieke 2 wortels kan hê? Met ander woorde, die lyn moet die grafiek op 2 plekke sny. So vir 2 wortels gaan ek die lyn letterlik op die draaipunt moet plak. Want as ek daai lyn, ons maak 'n bietjie dikker,
As ek daai lyn op die draaipunt plak, dan sny die grafiek op twee plekke, want hy sny hom op die draaipunt en by daai beentjie daar. Ok, so vir twee wortels gaan ons lyn gelyk aan ons draaipunte moet wees. So die lyn wat nou k plus 1 is, dit kon ook maar k gewees het, maar die lyn wat k plus 1 is, gaan gelyk wees aan ons draaipunte. Maar dit gaan spesifiek gelyk wees aan die y van die draaipunt, want die vergelyking van 'n horisontale lyn is altyd mos y is gelyk aan iets. As ek nou byvoorbeeld daai lyn daar gaan plak, wat gaan sy vergelyking wees? Sy vergelyking gaan wees y is gelyk aan 400 op 27. Ok, want dit is 'n horisontale lyn. Ok, so dan gaan dit wees, k plus 1, ons horisontale lyn, gaan gelyk aan wees 400 op 27, of die lyn gaan wees, wat is ons ander draaipunt? Minus 36. Ok, en dan moet jy maar net die k oplos, so ek gaan nou net albei kante gaan minus 1, so dan gaan daai wees 373, ekskuus, ek moet dit mooier skryf, 373 op 27, of die ander een, ek gaan die 1 aftrek, minus 37. Ok, so dit is twee verskillende wortels. Ok, dit was daai antwoord. Ok, volgende antwoord. Vir watter wortels van k sal fx gelyk aan k plus 1, wat 'n lyn gaan wees, 3 verskillende wortels hê. So waar moet ek die lyn gaan plak, sodat hy die grafiek op 3 plekke sny? Ek gaan hom maar net tussen die twee draaipunte moet plak. So met ander woorde, daai lyn gaan tussen die twee draaipunte moet wees. So dit gaan tussen 400 op 27 en minus 36 moet wees, want dan gaan hy die grafiek op 3 plekke sny. Dan gaan die horisontale lyn die grafiek op 3 plekke sny. En nou moet ek aan elke kant net weer 'n 1 gaan aftrek om die k maar nou net op te los. Goed, en die laaste vraagie, hulle sal nie al 3 vra nie, maar ek doen maar net al 3 opsies. Waar moet ek hierdie horisontale lyn gaan plak, sodat hy die grafiek net op 1 plek gaan sny? En dit gaan dan wees, waar moet ek hom plak? Of onderkant hierdie draaipunt, want dan sny hy die grafiek net op 1 plek. Of bokant daai draaipunt, want dan sny hy die grafiek hierso net op 1 plek. So daai antwoord gaan wees dat daai lyn is groter as die grootste draaipunt, of dit gaan wees kleiner as die kleinste draaipunt. Kleiner as die kleinste draaipunt. En dan moet ek maar net weer die 1 oorvat. En dan gaan dit weer wees 373 op 27, of k gaan wees kleiner as minus 37. Ok, so dit was die k-vraag, en hierdie vraag vra hulle ons ook in funksies. Ok, dan nommer 6. Hier vra hulle vir watter waardes van p sal fx plus p gelyk aan 0, 3 positiewe wortels hê. Ok, so die gelyk aan 0 beteken maar net, daar's nou nie 'n ander horisontale lyn nie, die horisontale lyn is die x-as. Gelyk aan 0, hy gelyk aan 0, dis die x-as. Daai plus 2 sê vir my dat hulle wil hê ons moet die grafiek regs of links skuif. So wat wil hulle hê moet ons doen? Ons moet dit regs of links skuif, sodat die grafiek 3 positiewe wortels kan hê. Op die oomblik, hoeveel wortels het die grafiek? Hierdie grafiek het 2 positiewe wortels, die 2 en die 5. So die grafiek het 2 positiewe wortels, 2 en 5, en 1 negatiewe wortel, min 3. So hoe moet hierdie grafiek nou regs of links geskuif word, sodat al 3 wortels positief is? Wel, as ons die grafiek 3 eenhede regs skuif,
dan gaan daai min 3 wortel mos 0 wees. Dan het ons 2 positiewe wortels, want hulle gaan ek mos nou 3 eenhede regskuif, en dan 1 wortel wat 0 is. Maar hulle wil hê dat die grafiek 3 positiewe wortels moet hê. So die hele grafiek moet nie net 3 eenhede regskuif nie, dit moet meer as 3 eenhede regskuif. Dit moet meer as 3 eenhede regskuif. Ok, so as die P gelyk is aan -3, want as die grafiek regs skuif, dan moet daai getalletjie wat die P is, mos nou minus wees, want die X skuif teenoorgestelde. So as die P -3 is, dan beteken dit, die grafiek skuif 3 eenhede regs. So ons wil dit hê, maar ons wil hy moet meer as 3 eenhede regs skuif. So wat moet P wees? Wel, hy moet dan, mos nou, nie -3 wees nie, maar hy moet eerder -4, of -5 of -6 wees. So hy moet meer as 3 eenhede regs skuif. So daai P, besigtig nou, die P moet nie groter as -3 wees nie. Die P moet kleiner as -3 wees, want kleiner as -3 is byvoorbeeld -4 of -5 of -6 en so voort. So as P kleiner as -3 is, wat beteken hy is -4 of -5 of -6, dan het hy mos meer as 3 eenhede regs geskuif, want die X'e is teenoorgestelde. Ok, so daar was 'n bietjie moeilike enetjie. Goed, kom ons kyk gou volgende na net 'n paar opsomming van formules wat ons moet ken. So kom ons gaan net gou hierdeur. So wat is die, ek wil sê, formule van 'n gradiënt? Die formule van 'n gradiënt is die afgeleide. Met ander woorde, hoe werk ek die gradiënt uit? Om die gradiënt uit te werk, kry ek die afgeleide. Onthou om die gemiddelde gradiënt uit te werk. Die gemiddelde gradiënt in een van die vorige video's, dit is waar ons die I2 minus I1 op X2 minus X1 gaan neerskryf. Maar net gradiënt is die afgeleide. Dan, wat is die formule vir draaipunte? Dit is die eerste afgeleide, gelyk aan 0. Ander woord vir draaipunt is stasionêre punt. Dan, wat is die formule vir stygend en dalend? Stygend is die eerste afgeleide groter as 0, want dit is waar my gradiënt of helling groter as 0 is. Dalend is waar my eerste afgeleide kleiner as 0 is, want dis waar my gradiënt kleiner as 0 is. Buigpunt is die tweede afgeleide gelyk aan 0, ander woord vir buigpunt is 'n fleksiepunt of punt van konkawiteitsverandering. Die buigpunt is ook presies in die middel tussen die twee draaipunte. Konkaaf na bo, die formule vir konkaaf na bo, ons het dit in 'n vorige video gedoen, dit is waar die tweede afgeleide groter as 0 is. Konkaaf na onder is waar die tweede afgeleide kleiner as 0 is. Dan lokale maksimum en lokale minimum, dit is twee draaipunte, maar hoe onderskei ons tussen 'n maksimum en 'n minimum? Ok, daar's twee maniere, so daar's eintlik twee formules. So ek wil net vinnig 'n sketsie teken, ek teken altyd 'n sketsie om my te help. As ons kyk nou na hier grafiek, ons kan baie maklik sien dat daai draaipunt is die maksimum 1 en daai draaipunt is die minimum 1. So, hoe kan ons nou 'n formule kry vir dit? Hoe kan ons onderskei tussen wat se draaipunt is die maksimum en wat se een is die minimum? Die maksimum draaipunt verander altyd van 'n positiewe helling na 'n negatiewe helling. Met ander woorde, dit verander waar die eerste afgeleide gaan van groter as 0 na waar die eerste afgeleide gaan na kleiner as 0. So ons eerste formule is, dis waar die eerste afgeleide verander van groter as 0 na eerste afgeleide of helling kleiner as 0.
Okay, en dieselfde met die lokale minimum. Die minimum is waar die helling gaan van negatief na positief weer. So dit is waar die afgeleide verander van kleiner as 0 na groter as 0. So die formule vir die lokale minimum is waar die eerste afgeleide verander van kleiner as 0 na groter as 0. Okay, en nog 'n formule of nog 'n manier, 'n ander manier om ook te onderskei tussen die lokale maksimum of die lokale minimum is, die lokale maksimum gaan altyd wees by konkaaf na onder. Buigpunt gaan ons nou, die buigpunt gaan nou hier iewers wees. En die minimum gaan altyd wees by konkaaf na bo. So die lokale maksimum gaan wees waar die grafiek konkaaf na onder is. So dit gaan wees waar die tweede afgeleide kleiner as 0. So is nog 'n manier om te onderskei tussen die wat 'n draaipunt die maksimum of wat 'n draaipunt die minimum is. Okay, en hierdie sketsie wat ek nou geteken het, help mens om daai formules te onthou. Dan maak dit sin. Kyk gou na die minimum, dit is waar die grafiek konkaaf na bo is. Konkaaf na bo. En dis mos die formule vir konkaaf na bo. Okay, so nou met hierdie inligting, kom ons kyk gou na die volgende gedeelte en dit is waar ons die afgeleide grafiek het van ons oorspronklike funksie. So onthou, ons het al geleer dat die afgeleide van 'n derde graadse grafiek is in prentjievorm 'n parabool. En ons het die afgeleide wat in prentjievorm 'n parabool is, opgeteken in die eerste gedeelte van hierdie video. So kom ons beantwoord gou hierdie vraag. So hulle gee vir ons die prentjie van die afgeleide en nou vra hulle vir ons. Nommer 1, wat is die gradiënt van die raaklyn by x gelyk aan 0? Okay, so om hierdie vraag te beantwoord, as ons vrae moet beantwoord oor die afgeleide, gaan ons eers ons formules neerskryf en dan gaan ons die antwoord in die skets gaan haal. So die gradiënt van die raaklyn, die gradiënt, wat is die formule? Die formule vir die gradiënt is die afgeleide. Dis die gradiënt van die raaklyn. Maar dan by x0 beteken dit by x0. Ons maak die x0. Ok, nou gaan ons na die skets toe. En nou moet ons gaan kyk, waar is die afgeleide se x0? Nou, waar is die afgeleide? Ons sien die afgeleide, waar is die x0? Daar is die x0 van die afgeleide. So wat is daai antwoord? Min 4. So hierdie antwoord is min 4. So ons moet begin om eers die formule neer te skryf en nie na die skets te kyk nie en dan gaan haal ons die antwoord by die skets. Nommer 2. Die x-koördinate van die draaipunte van f. Ons oorspronklike grafiek is die f. Ok, wat is die formule vir die draaipunte? Die formule vir die draaipunte is die afgeleide gelyk aan 0. Skryf eers die formule neer. Nou gaan ons na die skets toe. Waar is die afgeleide gelyk aan 0? Die afgeleide gelyk aan 0 is daar by min 3 en 1. So dit wil sê, dit is waar x min 3 of x1 is. So ons skryf eers ons formule neer en dan gaan haal ons die antwoord in die skets. Dan die lokale maksimum van f. Wat het ons nou geleer? Wat is die formule vir die lokale maksimum? Gaan terug na die vorige bladsy toe as jy vergeet het. Die lokale maksimum se formule is, dit is waar die afgeleide verander van groter as 0 na die afgeleide kleiner as 0. Ok, so kom ons kyk, waar is die afgeleide? Nou gaan ons na die skets toe. Waar is die afgeleide groter as 0? Daar en daar. Waar is die afgeleide kleiner as 0? Daar. So waar is die punt waar die eerste afgeleide, die skets, die parabool, verander van groter as 0 na kleiner as 0. So van blou na groen, as ek dit so kan sê. Waar is dit? Waar verander hy van blou na groen? Van blou na groen, nie groen na blou nie, blou na groen. By min 3. So x min 3 is die lokale maksimum.
Ok, nommer 4. Waar is f stygend? Wat is die formule vir stygend? Dis waar die eerste afgeleide groter as 0 is. Dis die formule vir stygend. Waar is die eerste afgeleide groter as 0? Daar en daar waar die blou gedeeltes, die geel gedeeltes is. So, die grafiek gaan wees stygend waar x kleiner, omdat hulle die woord stygend gee, moet ek nou 'n streepietjie insit, kleiner en gelyk aan min 3, of waar is hy nog stygend? Waar is die afgeleide nog groter as 0, waar x groter en gelyk aan 1 is. Ok, onthou, as hulle vra vir stygend of dalend, dan moet jy die punte insluit. So as hulle vra vir die woorde stygend of dalend, moet ek streepies onderkant my tekentjies maak. Ok, dan dalend is waar die eerste afgeleide kleiner as 0 is. So kom ons gaan nou na die skets toe. Waar is die afgeleide, die parabool? Waar is die parabool kleiner as 0? Tussen min 3 en 1. Tussen min 3 en 1. En ek sit streepies onderkant my tekens. Ok, nommer 5. Is f konkaaf na bo of konkaaf na onder by x gelyk aan 0? So konkaaf na bo of konkaaf na onder. So konkaaf na bo se formule, wat is die formule? Ons moet eers die formule gaan neerskryf. Dit sal wees waar die tweede afgeleide groter as 0 is. En konkaaf na onder is waar die tweede afgeleide kleiner as 0 is. Ok, so kom ons gaan teken die tweede afgeleide en dan kyk ons waar is hy groter as 0 of kleiner as 0. So om die tweede afgeleide te teken, vat ek die draaipunt van my eerste afgeleide. En my draaipunt is presies in die middel tussen my twee x-afsnitte. So dit gaan wees min 1, dit gaan wees by min 1. Nou moet ek my tweede afgeleide gaan opteken en ek het 'n positiewe parabool. So ek gaan 'n positiewe reguit lyn wat my tweede afgeleide is. My tweede afgeleide. Ok, hulle vra is die f konkaaf na bo of konkaaf na onder by x0. Waar is x0? x0 is daar. So daar waar x0 is my tweede afgeleide groter as 0 of kleiner as 0? Is hy bokant die lyn of onderkant die lyn? Hy is bokant die lyn. So dit gaan wees konkaaf na bo. Want my tweede afgeleide is groter as 0. Hy is bokant die lyn. Nou sê hulle teken 'n rowwe skets van ons oorspronklike funksie. Ok, so in die vorige voorbeeld het ons die oorspronklike derde graadse funksie gehad en ons moes die afgeleide ons opgeteken het. Nou as die afgeleide, nou moet ons die oorspronklike funksie opteken. So, ons het geleer dat die x-afsnitte van die afgeleide parabool is my draaipunte van my oorspronklike funksie. So daai min 3 en 1, dit gaan my draaipunte wees van my oorspronklike funksie. So ek maak stippellyntjies want ek weet nie waar op die stippellyntjies gaan hulle moet draai nie. En die buigpunt van my afgeleide parabool gaan, die draaipunt van my afgeleide parabool gaan die buigpunt wees van my oorspronklike derde graadse funksie. So ek maak die 1 minus 1 daar en die buigpunt gaan enige plek op daai stippellyntjies wees. Ok, so die x-afsnitte van die afgeleide parabool is die draaipunte van my oorspronklike f. En die draaipunt van my afgeleide parabool is die buigpunt van my oorspronklike f. Nou gaan ek my oorspronklike f op gaan teken en ek het 'n positiewe parabool, so ek gaan 'n positiewe funksie hê en my positiewe funksie lyk so. So ek gaan hom daar teken, hy moet net daar draai. Ek gaan hom maar, ek kom 'n bietjie mooi teken. Hy moet daar draai, ek gaan hom maar daar deur die buigpunt teken en hy moet daar draai en daar gaan hy op. Ok, ek gaan maar nou deur daai buigpunt. Ek weet nie op die stippellyn waar presies hy gaan deurgaan nie, maar dis 'n rowwe skets. Ok, en daar is my oorspronklike funksie, 'n rowwe skets van dit. Ok, en dan nommer 7 moet ons die vergelyking bepaal van ons oorspronklike funksie. En hulle gee vir ons nou die vorm van ons oorspronklike funksie wat ons moet bepaal.
Okay, maar wat het ons? Ons nou net ons afgeleide parabool. So kom ons dan kry eers die vergelyking van ons afgeleide parabool. So as ons nou teruggaan daar, sien ons dat ons het 'n parabool, ons afgeleide, en wat het ons? Ons het die 2x afsnitte. So om die vergelyking te kry, gaan ons sê A, en dan gaan ons die 2x afsnitte hier in 2 hakies sit. Dan gaan ons 'n random punt vat, en die random punt is daai y-afsnit, en ons gaan dit nou instel om die A op te los. So, ons gaan dit in ons x en y se plek stel. En dan gaan ons A wees minus 4 op minus 3, wat dan 4 op 3 gaan wees. En dan gaan ons die A terugstel in ons eerste lyntjie wat ons geskryf het. En ons gaan dan alles uitmaal om die vergelyking van ons parabool afgeleide te kry. Ok, kom ons maal dit gou uit. X kwadraat plus 2x min 3. So dit wil sê dat ons afgeleide parabool is 4 op 3 x kwadraat plus 8 op 3x minus 4. Dit is ons afgeleide parabool se vergelyking. Ok, maar ons wil die oorspronklike ene hê, maar ons het die afgeleide. Nou ons gaan nie terugwerk nie. Ons gaan, al wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou ons oorspronklike vergelyking vat wat hulle vir ons gegee het, en ek weet ons het nou sy afgeleide deur die parabool se skets te gebruik, maar kom ons gaan werk nou ook sy afgeleide uit algebraïs. So ek gaan die 3 vooraan maal met die a, so dit gaan wees 3ax kwadraat, en dan gaan ons die 2 maal by die b, 2bx, en dan plus c. So ons het nou die afgeleide van daardie funksie op 2 maniere ons gekry. Ons het dit gekry deur nou dit algebraïs uit te werk, en ons het dit uitgewerk deur na ons afgeleide in sy parabool sketsie te kyk. So nou sien ons dat alles daar wat vooraan daai x kwadraat staan, moet presies dieselfde wees as alles wat voor daai x kwadraat staan, want dit is dieselfde ding, albei is die afgeleide. Alles wat voor hierdie x staan, moet alles wees wat voor hierdie x staan, want dit is dieselfde ding, want albei is die afgeleide. En daai wat daar staan, moet daai wees wat daar staan, want dit is dieselfde ding, dit is die afgeleide. So nou kan ons sê dat ons weet nou dat daai 4 op 3 moet dieselfde wees as 3a. En dis hoe ons die a kan oplos. So die a gaan dan wees 4 op 3 gedeel deur 3. En dit gaan wees 4 op 9. Ok, dan die 8 op 3 moet dan gelyk wees aan die 2b. Dis dieselfde ding. Dan gaan die b wees 8 op 3 gedeel deur 2. Wat 8 op 6 is, wat 4 op 3 is. En dan weet ons dat die c moet dan minus 4 wees. En dit wil sê dat ons vergelyking van ons oorspronklike grafiek is a x3 plus b x kwadraat min 4, en die c is min 4x. En dis ons vergelyking van ons oorspronklike derde graadse funksie.